Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by lesing 6 van ons reeks Hooglied hier by Ligpunt. In hierdie lesing doen ons Hooglied 3 vers 6 tot by Hooglied 5 vers 1. Ek bid in die naam van Jesus dat Vader God deur sy Gees en deur sy lewende woord, sy seën, hierdie gedeelte in elkeen van ons se harte kom oopmaak. In die vorige lesing het ons gekyk na die tweede gedig, wat as ek dit 'n gedig noem, sê ek dit in aanhalingstekens, soos wat jy hier op die skerm sien. Jy kan dit ook die tweede lied noem, of jy kan dalk 'n ander indeling daarvoor hê. Terwille van die reeks om vir jou die werking van die poëtiese, die Hebreëse poëtiese skryfstyl te illustreer, deel ek dit soos ek dit lees in gedigte in, of liedere dan, omdat dit die Hooglied van Salomo genoem word. Ek noem dit dan nou sommer 'n gedig, maar dis dan eintlik 'n gedig wat gesing word in die vorm van 'n lied. En let wel, jy kan 'n ander indeling hê. Ek hou daarvan om te kyk na die temas wat in elkeen van hierdie gedigte funksioneer, en dan spesifiek die patroon wat elke keer herhaal, van hierdie twee geliefdes wat dan ver weg van mekaar is, en dan hierdie stryd wat hulle het om weer by mekaar te kom, en dan elke keer hierdie intieme ontmoeting, waarvan die tuinposisie die ideaal is. Maar elkeen van julle kan, soos die Gees van die Here julle lei, 'n ander betekenis hierin sien. Dis die wonder daarvan as ons Hooglied gebruik in die Hebreëse poësievorm waarin dit geskryf is. Want dit is wat poësie is. Poësie het vir elkeen van ons 'n ander betekenis, omdat jy die metafore verskillend gaan interpreteer as enige iemand anders. So dan terwille daarvan, om jou nuuskierigheid te prikkel, en om jou aan hierdie manier van interpretasie bloot te stel, noem ek dit dan nou gedigte. In die vorige lesing het ons dan gaan kyk na die tweede gedig, as ek dit so kon noem, en dit was min of meer die indeling van Hooglied 2 vers 8 tot 15, waar sy hom dan, ek kan dit amper noem die eerste vers in hierdie gediggie, waar sy hom dan soek, daar skeiding tussen hom en haar, waar sy in haar moeder se huis is. Hier is die tralies, die skeiding tussen hulle twee, en hy kom en hy kondig die seisoen is hier, met ander woorde die seisoen waarin hulle huweliksfees gaan plaasvind. En dan in vers 17 tot by Hooglied 3 vers 15, het sy hom gaan soek in die stad, en dan bring sy hom na haar moeder se huis toe, soos wat ons bespreek het in lesing 15, wat eintlik dan buite die orde van die Joodse huwelik is. Dan in hierdie lesing 6, gaan kyk ons dan na die derde gedig, as ek dit so kan noem in aanhalingstekens. En hierdie is soos die hoogtepunt, na hierdie stryd wat hulle beleef in die eerste twee gedigte, hierdie stryd dat hulle gaan weg van mekaar af, en dan kom hulle terug by mekaar, en dan kom hulle weer ondervind hulle weer probleme. En onthou, die gedigte is nie noodwendig kronologies van hierdie twee karakters se tydlyn nie. Ons moet eerder, as ons die gedigte interpreteer, moet ons eerder gaan fokus op die temas, as om 'n kronologiese volgorde van hulle verhouding te probeer bepaal. As jy 'n kronologiese volgorde probeer bepaal, dan moet jy teruggaan na die interpretasie waar jy dit as 'n storie beskou, met ander woorde in Engels 'n narrative. En dit is vir ons dan bietjie moeilik in die interpretasie van die hele boek. Jy gaan by 'n paar interpretasieprobleme vasloop, sou jy dit so doen, maar weer eens, as die Gees van die Here jou lei om dit so te doen, kan jy dit so ook doen. Maar dan nou hier in die derde gedig, sal julle sien, dit is min of meer in Hooglied 3 vanaf vers 6, tot Hooglied 4 vers 15 beskryf dit dan die huweliksfees, en dan is Hooglied 4 vers 16 tot Hooglied 5 vers 1, daardie twee versies is dan die posisie in die tuin. Dit is dan die kern van
hierdie gedeelte. So hierdie derde gedig kan ons dan nou beskou as 'n tema rondom hulle huweliksfees, maar dan ook wat baie belangrik is, wat ons oor en oor sien herhaal in hierdie gedeelte, is die tema van kontras. Dit is wat geïllustreer word in die agtergrond op hierdie skyfie. Daar is die heeltyd hierdie kontras, en wanneer kontras in poësie gebruik word, dan is die resultaat gewoonlik daarvan dat dit iets beklemtoon of laat uitstaan. En daarom word dit so effektief hier gebruik om eintlik hierdie hoogtepunt van hierdie bevestiging van hulle huwelik dan nou uit te beeld. En voordat ons in detail ingaan in hierdie stukkie, sal jy dan sien dat hier is die eerste kontras, In die vorige gedeelte eindig sy na moeder se huis op, wat nie heeltemal die plan is volgens die Joodse gebruik dat die huweliksbevestiging waar die bruidegom die bruid kom haal na die verlovingstydperk gebeur in sy pa se huis, nie in die bruid se moeder se huis nie. Is hierdie beskrywing van al twee van hulle in Hooglied 3 vers 6 tot 4 vers 15, dan presies die teenoorgestelde, naamlik God se plan vir 'n koninklike troue. Nie sommer 'n obskure tweedehandse troue wat sy self uitgedink het en in desperaatheid kom afforceer het in haar moeder se huis nie. Nee, julle sal sien in hierdie gedeelte die pragt en praal waarmee sy dit vergelyk met koning Salomo se troues en dan ook haar bruidegom se intense emosionele ervaring daarvan. Absolute kontras met die tweede gedig. En dan wil ek ook hê dat wanneer ons dan hierdie doen, dat jy in ag sal neem, dat hier gaan jy die argumente sien wat teen die storie of die narrative manier is om dit te interpreteer, wat dan nou sou sê, dat hierdie hele boek van Hooglied is 'n storie oor Salomo en hierdie meisie waarvoor hy lief is en wat hom dan verwerp. En dit maak op so baie plekke in die boek nie sin nie, omdat die redes wat ek vir julle genoem het in die begin, maar ook wanneer ons dan hier na dit kyk en ons sien die bruidegom se intense emosionele ervaring, is dit baie teenstrydig met koning Salomo se uitkyk oor die lewe met sy 700 vroue, 300 byvroue, en dan nou ook as jy Prediker in aanmerking neem. Die ander probleem daarmee is, as jy dit in 'n storievorm sien, beteken dit dat hierdie gedeelte is geskiedenis, in plaas daarvan dat dit 'n wysheidsgeskrif is. Nou ons weet, soos ek al reeds genoem het, wat is die doel van die wysheidsgeskrifte, met ander woorde, sodat die volk daaruit lewenswysheid sou bekom, in teenstelling met boeke soos Joshua en Rigters wat geskiedenis is, wat in 'n tipe van 'n storievorm dan geskryf was. Die probleem is, as jy dit interpreteer as 'n storie, dan is jou interpretasie onstabiel. Die een oomblik interpreteer jy sekere goed as simbolies, die volgende oomblik as letterlik. So dis 'n onstabiele interpretasie, waar as ons dit interpreteer as gedigte, wat dan in die vorm van liedere voorgedra word, dan bly ons interpretasie stabiel en kan ons die diepte van die metafore in ons lewens toepas, sodat ons daaruit wysheid vir die lewe kan kry. Die ander resultaat daarvan is dan nou ook, as ons hierdie storie dan nou sou sien as hierdie gedeelte as 'n storie, dan gaan jy ook die interpretasie van analogie, waar dit tussen God en Israel en Jesus in die kerk in 'n analogie gebruik is, gaan jy dan uitskakel as dit net 'n geskiedenisboek is, wat 'n weergawe is om dan te vertel wat met koning Salomo gebeur het in 'n huwelik van een van 700. So, ons sien dan onmiddellik dat dit in die konteks van die hele Bybel, wat een van die interpretasiereëls is wat ek in die begin op beklemtoon het, ons moet altyd enige boek in die Bybel lees in terme van die waarde, wat dit het in die boodskap van die hele Bybel, met ander woorde, wat dit van God se karakter openbaar en wat dit dan van God se verlossingsplan
met die mensdom openbaar. En dan sien ons, as ons dit in die vorm van 'n gedig interpreteer, dan pas dit in die boodskap van die hele boek van die Bybel. As ons volgens 2 Timoteus 3 vers 16 die hele Bybel dan sien as lering, onderrig en onderwysing, dan sal ons sien hierdie tuinposisie verteenwoordig die posisie van die koninkryk van die hemele, waarvan die Here Jesus in die hele Nuwe Testament vir ons leer en waarheen ons op pad is, soos wat Openbaring dan vir ons ook dan wys. Dan maak dit vir ons meer sin, dat hierdie tuinposisie, waarheen ons terugkeer, keer op keer in Hooglied, is dan ook 'n profetiese vooruitskouing van die koninkryksposisie van die hemele, waarheen ons as kinders van die Here gaan terugkeer, wanneer die Here Jesus weer kom, maar waarin ons ook nou al kan leef, as wedergebore kinders van die Here. Kom ons gaan dan in die volgende skyfie, en ons ontleed dan Hooglied 3 vers 6 tot 11. In Hooglied 3 vers 6 tot 11 praat sy dan. Sy gebruik dan die volgende woorde, en sy sê, wie is dit wat daar opkom uit die woestyn, soos rookpilare, omgeerd van mirre en wierook van allerlei speserye van die koopman. So uit die eerste versie dan in vers 6, dan sien ons hier is 2 belangrike sleutels vir ons. Die eerste is hierdie beeld van die woestyn en die rookpilare. En dit verwys vir ons heen na Exodus 13 en 14 in die Bybel, waar ons dan sien hoe die Here 'n wolkkolom en 'n vuurkolom gestuur het om bokant die volk van die Here te wees, om hulle dan in die woestyn te beskerm, te lei. Dit het altyd bo oor die tabernakel gerus, wanneer hulle vyande vanuit die berge gekyk het na hulle, dan sou hulle die teenwoordigheid van die Here op Israel gesien het. Maar ook het die Here dit gebruik as 'n aanduiding vir wanneer hulle dan moes trek in die woestyn. Met ander woorde, as die wolkkolom en die vuurkolom beweeg het, moes hulle as die volk beweeg het. In Engels word dit 'n pillar genoem, hierdie idee van 'n pilaar. En let wel weer eens, daarna is die tweede sleutel hierdie idee van wat sy ryk. En hierdie pilare is dan sy ryk die geur van mirre en wierook, wat dan ook simbolies was van dit wat in die tabernakel gebrand is, wat die hele volk sou geruik het, wanneer die wierook altaar dan nou aan die brand gesteek is. Met ander woorde, die metafoor hier is, sy was in 'n woestyntydperk in. En in hierdie tyd het sy gevoel, sy verlang so na haar geliefde, dit voel of sy in 'n woestyn is. En dan sien sy hierdie rookpilare, die feit dat hy na haar toe kom, sy sien dit soos die wolkkolom en die vuurkolom, met ander woorde, die werking van die Here, God van hemel en aarde, dat hy haar geliefde na haar toe stuur. Maar dan ook baie interessant, sien ons, sy haal spesifiek mirre uit hierdie wierook uit, en uit hierdie speserye uit. En dwars deur hierdie gedeelte wat ons dan vandag doen, sal julle sien die tema van mirre en balsam is baie belangrik. In die laaste skyfie, wanneer ons tot ons gevolgtrekking kom, sal julle sien waarom, want dit verteenwoordig 'n baie belangrike element van hierdie liefdesverhouding van hulle. En ons weet, nie net was mirre in die tempel gebruik as deel van die heilige olie waaruit die wierook altaar se olie saamgestel is nie. Dit was ook gebruik as 'n reinigingsmiddel, as 'n pynstiller, ons kan amper sê as 'n ontsmettingsmiddel, maar ook dan is dit in balsam ingegooi, wanneer 'n lijk na 'n begrafnis gebalsam is in hulle Joodse kultuur in. So daarom is hierdie
elemente dan wat sy sê, die oomblik as sy hom sien, uit die rookpilare uit die woestyn sê sy, haar woestyntydperk is verby, die rookpilare dui daaraan, dis die plan van die Here, dis die tyd van die Here, en dit sluit aan by die vorige gedig van, die seisoen is hier, die tyd is reg, maar dan in hierdie ontmoeting, is daar dan ook hierdie elemente, hierdie ontmoeting is omgeerd, met ander woorde, die reuk wat om hierdie ontmoeting hang, is die wierook, die teenwoordigheid van die Here in die vorm van die gebede wat opgegaan het, dan ook die speserye van die koopman, met ander woorde wat net baie keer die koning kon gekoop is, wat ons later sou gesien het, wat sy dan verder op uitbrei in hierdie beeld, maar dan ook baie spesifiek ruik sy mirre, wat 'n sterk balsemingselement verteenwoordig. Ons gaan dan aan na vers 7 toe, en in vers 7 sien ons dan die volgende woorde. Sy sê, kyk, dit is die draagstoel van Salomo, 60 helde daaromheen, van die helde van Israel, en hulle almal met 'n swaard gewapen, geoefen vir oorlog, elkeen met sy swaard aan sy heup, vanweë die nagtelike verskrikking. En hier is dan die plek waar Hooglied as 'n storie geïnterpreteer word dan dikwels gebruik as 'n bewys dat hierdie 'n storie is van koning Salomo, wat dan sy bruid hier ontmoet. Maar ons moet onthou, in die Hebreëse gedigvorm gebruik hulle metafore, en in hierdie metafoor, ek dink hulle het heel dikwels koning Salomo se huweliksoptogte gesien. Ons weet nie, as ons dan nou gaan kyk na die Bybel, hoeveel van hierdie 700 vrouens van hom het hy voor huweliksoptogte gehou nie, sekerlik nie almal nie, maar ons weet nie hoeveel dan wel nie. Maar hoe dit dan ook al sou sy, in hierdie huweliksoptog het daar dan het die koning dan op hierdie draagstoel van hom verbygekom, en sy gebruik hierdie draagstoel van koning Salomo dan in die Hebreëse gedigvorm as hierdie beeld, dat haar geliefde kom as 'n koning na haar toe, die beste van die beste, die mooiste van die mooiste. En as ons net so bietjie dieper kyk na hierdie idee van die draagstoel, dit was soos 'n draagbare bed, in Engels noem ons dit 'n sofa, of hulle noem dit ook 'n litter, en jy kon op hierdie bedstoel kon jy sit of lê, en net soos die nardesolie in Hooglied 1 vers 12, is dit 'n nuwe konsep wat in Israel ingebring is. In Hooglied 1 vers 12 lees ons die eerste keer van nardesolie, en ook hier die eerste keer van 'n draagstoel waarop 'n koning gedra word in Israel. En dit is heel moontlik goed wat koning Salomo ingebring het in sy verhouding, soos wat hy beïnvloed is deur sy uitlandse vrouens. Want nêrens elders sien ons weer in ons Afrikaanse vertaling 'n herhaling van die gebruik van hierdie draagstoel. En ons weet dis totaal teen hulle kultuur. Wanneer die Here Jesus dan as die koning in Jerusalem ingaan, gaan hy op 'n donkie in. Daar's niemand wat hom dra op 'n draagstoel nie. So, ons sien in teenstelling daarmee, dat in Israelse kultuur is dit net die items, die heilige items in die tabernakel, naamlik die ark, die wierookaltaar en die tafel met die toonbrode, volgens hierdie skrifte en Eksodus wat ek hier aangehaal is, wat op hierdie manier gedra is. En dit sluit aan by vers 6, by hierdie idee van die tabernakel wat beweeg uit die woestyn onder die wolkkolom en die vuurkolom. Met ander woorde, God se teenwoordigheid is op hierdie items gedra. As die tabernakel moes geskuif het hulle dan draaghoute deur hierdie ringe gesit, die priesters, en dan het hulle die ark, die reukofferaltaar en die tafel van die toonbrode op hulle skouers gedra. Julle gaan net nou sien, sy het weer 'n simbolieke betekenis hiervan in van die volgende verse. En dan daaromheen was hierdie klomp helde van die koning. En ons sien in 2 Samuel 23 vers 13, dat Dawid het 30 helde gehad, 30 dapper helde, maar Salomo het 60. Met ander woorde, alles wat koning Salomo gedoen het, was geïntensifiseerd, het verdubbel, het vergroot.
Dawid het net die tabernakel gehad, maar Salomo het die tempel gehad. So, sy kom eintlik en met hierdie beeld sê sy eintlik dis soos die teenwoordigheid van die Here wat ingedra word wanneer hierdie bruidegom van haar dan in hierdie oomblik dan opdaag. En dan nie net sommer op enige manier nie, hy word hier beskerm deur hierdie dapper helde. En sy gaan verder in vers 8 en sy sê vanweë die nagtelike verskrikking, en dit verwys terug na die gedig, die vorige gedig waar sy in die nag uitgegaan het, en daar het ons bespreek hoe 'n verskrikking die nag en die pleine van die stad in die nag ingehou het. En hierdie beeld wat sy gebruik, dui dan daarop dat hoe diep sy smag na God se wil om haar bruidegom te ontmoet, en dan God se teenwoordigheid in die ontmoeting, en ook God se beskerming in hierdie ontmoeting dan, volgens hierdie metafore wat sy dan hier aanhaal, waarin sy dan vir ons aanduidings gee van die tabernakel wat beweeg het in die woestyn, as ook dan hierdie goddelike koninklike posisie van absolute hoogste autoriteit wat hierdie bruidegom van haar in haar lewe gaan inneem. Sy gaan dan verder in vers 9 tot 11, is haar stemmetjie nog steeds besig, en in hierdie vers brei sy uit op hierdie beelde wat sy gebruik het, en sy sê koning Salomo het vir hom 'n draagstoel gemaak van die hout van die Libanon, met ander woorde die hoogste kwaliteit hout, soos in die tempel gebruik is, volgens 1 Konings 5 vers 16 is hierdie hout van die Libanon in die tempel gebruik. So met ander woorde, sy verbind koning Salomo se posisie as hoogste autoriteit, dan met God se geestelike hoogste autoriteit wat jy dan in die tempel sou aangetref het. Nou brei sy uit hierop, en sy sê dan in vers 10, die style van hierdie stoel, met ander woorde, 'n stoel stel 'n posisie voor, het hy gemaak van silwer, die leuning van goud, die sitplek van purper, en op hierdie skyfie, is sommer maar net 'n voorstelling om vir jou te wys, hoe het die gordyn dan, die voorhangsel, by die tabernakel dan gelyk aan die buitekant, waar al hierdie kleure dan teenwoordig was, wat sy hier sou gebruik het. En dan sê sy verder, die binnekant daarvan is mooi gemaak, 'n liefdesgawe. Met ander woorde, sy verwys hier na Eksodus 25 vers 1 tot 9, wat die volk dan alles wat nodig was om die tabernakel saam te stel en uit te bou, moes hulle dan as liefdesgawes geskenke gegee het, wanneer hulle uit Egipte dan van die Egiptenaars gevat het, toe hulle die nag uit Egipte uitgetrek het. En sy gaan dan verder in vers 10 en sy sê, en dit kom van die dogters van Jerusalem af. Met ander woorde, die vroue berei die sitplek vir die koning voor. So berei sy as die vrou die sitplek vir haar koning voor, die koning van haar hart. En hierdie sitplek verteenwoordig dan die posisie van die teenwoordigheid van die Here op die versoensdeksel in die ark. In Engels word dit genoem die mercy seat. Met ander woorde, sy berei vir haar koning 'n mercy seat voor, want dis die plek waar die Here God van hemel en aarde deur sy gees eenmal 'n jaar op die groot versoensdag die hoëpriester dan sou ontmoet het op die mercy seat. En dan gaan sy verder met hierdie beeld, en sy kom dan en sy sê in vers 11, kom uit dogters van Sion en aanskou die vreugde van die koning Salomo, die kraans waarmee sy moeder hom bekraans het op sy troudag en op die dag dat sy hart vrolik is. En hierdie skrif moet ons dan sien in die konteks van die wysheidsgeskrifte en in die konteks van die Torah. Met ander woorde, die eerste 5 boeke van die Bybel, want dit is waaruit sy haar metafore kry in hierdie tyd wat die wysheidsgeskrifte dan saamgestel is. Dis is hoekom ek in die beginlesing so baie klem gelê het daarop, dat ons moet gaan kyk na die konteks en die tyd waar binne 'n boek geskryf is, om die skrywer se intensie dan daarvan af te lei. So dan sien ons
hierdie kraans van koning Salomo is dieselfde kraans in Eksodus 25 as ook Eksodus 30 wat rondom die tafel met die toonbrode dan was. As ek vir julle hier op die skyfie kan wys, hier spesifiek, hier op die tafel van die toonbrode, was daar dan 'n kraansie wat reg rondom hierdie tafel gegaan het. En hierdie kraans het ons ook gevind reg rondom die wierookaltaar en ook reg rondom die ark. Met ander woorde, hierdie kraans van die koning, die kraans wat die hoogste autoriteit dan voorstel. En ons weet, as ons 1 Konings 1 vers 1 Konings 1 gaan lees, is dit die tyd waarin koning Salomo dan gekroon word as koning. Koning Dawid is op sy einde, hy sterwend, en dan kom een van sy seuns Adonai, en hy besluit, hy gaan sy eie planne maak, en hy gaan homself dan kroon as 'n koning. En Batseba, Salomo se moeder, kom hiervan te hore. Sy is wys en sy maak 'n plan dat koning Dawid vir Salomo dan kroon. Met ander woorde, dit is die kroon waarvan sy praat in hierdie gedeelte, in Hooglied 3 vers 11, dat omdat Salomo se moeder in plek was, en sy wakker was om die planne van Adonai waar te neem, het sy ingegryp, en die oomblik toe sy ingryp, het haar seun koning geword. Met ander woorde, die kraans is op sy kop gesit. En hierdie metafoor sê hier met ander woorde, hierdie dogters van Sion moet aanskou, dis eintlik wat hulle as 'n vrou ook moet doen. So in hierdie hele gedeelte sien ons, hoe sy as 'n vrou dan nou, die posisie van die koning in haar lewe voorberei. As jy Hooglied sou lees as 'n metafoor tussen Jesus en sy kerk, kan jy dit dan hier gebruik as 'n aanduiding, dat jy ook die plek vir Jesus Christus in jou lewe moet voorberei. Maar ook in die werklike lewe, dat ons as vrouens vir ons mans 'n geestelike plek as die koning van ons harte sal voorberei, ook in ons lewens, en dan in vergelyking met hierdie posisie van die tabernakel, dat as dit in plek is dit 'n ontmoetingsplek vir die teenwoordigheid van die Here. Maar jy kan vele ander betekenis uit die metafoor uit hier haal. Ek nooi jou uit om stil te word by die Here en vir die Here te vra, wat sê die Here vir jou met hierdie spesifieke plek? Berei jy die plek vir die Here in jou lewe voor? Verwag jy die Here soos 'n held wat opkom uit die woestyn uit? En is die beweging van die Here in jou lewe, is jy in lyn met die beweging van die Here in jou lewe? En wat is die resultate daarvan, soos wat die resultate was van Salomo se moeder? Dis 'n baie interessante onderwerp. In die volgende skyfie staan ek net vir 'n oomblik daarby stil. Omdat ons Hooglied lees as 'n gedig, of dan nou liedere in die vorm van 'n gedig, met ander woorde, ons interpreteer dit in poesievorm, gaan ons kyk na temas in Hooglied. En een van die temas in Hooglied wat baie interessant is, en ek gaan net kortliks hierna verwys, sommer net om jou gedagtes bietjie daaroor te prikkel, is die idee van 'n moeder se rol. Weet julle, baie keer as ons die Bybel lees, lê ons so sterk klem op die idee van die vaderrol, omdat Vader God in ons lewens dan manifesteer in die vorm van 'n vader, ons verhouding met hom, as ons dan in die Nuwe Testament wedergebore is. En dan kyk ons baie keer nie in vreeslike diepte na die rol van die moeder nie. Alhoewel dit een van vele onderliggende temas is in hierdie voorafgaande gedeeltes. En soos wat ek vir julle gesê het in die begin van hierdie lesing, kontras is 'n baie belangrike poëtiese meganisme wat hier gebruik word, dwars deur hierdie gedeelte wat ons dan in hierdie lesing behandel. En dan sien ons hier die kontras in die rol wat haar moeder speel, in die begin dat haar moeder het haar nie mooi beskerm nie, sy het 'n brein gebrand, sy is gebruik om die wingerd op te pas,
en haar moeder gee sommer net toestemming dat sy haar bruidegom in die huis inbring, wat nie in lyn met die Joodse tradisie is nie. Daarteenoor Salomo se moeder, wat aanvanklik ook nie in lyn met God se plan was nie, maar wanneer sy dan in lyn met God se plan kom, dan sorg sy daardeur dat haar seun Salomo, koning Dawid, se opvolger is. En as ons dan nou gaan kyk weer eens, wat sê die Torah vir ons dan daaroor, dan sien ons 'n baie belangrike element, is Genesis 3 vers 15, en ons noem dit die moederbelofte. Let wel, nie die vaderbelofte nie, dis hierdie moederbelofte in die Bybel, dat die Here verlossing beloof op die saad wat die vrou binne in haar dra. En ons weet, hierdie belofte het in vervulling gekom, die oomblik toe Maria, die moeder van Jesus, hom dan binne in haar dra, sodat hy wat God is, gebore kan word, ook as 'n mens. So daarom is hierdie idee van die belofte wat op die moeder rus, om eintlik die plan van die Here in die lewe van haar kinders, maar ook in die lewe van haar gemeenskap en haar wêreld tot stand te kom, baie belangrik, né? En ons kan gaan kyk in die Joodse kultuur vandag nog, word jy as 'n Jood gereken as jou moeder Joods is. As jou vader ook Joods is, nog soveel beter, maar die kind se moeder moet Joods wees, dan word hy geag as 'n Jood. En dit manifesteer ook hier in hierdie gedig. En onthou, Hooglied gaan oor die tuinposisie, met ander woorde, wat was God se oorspronklike plan? So ons kan onsself vra, wat is die Here se oorspronklike plan met ons ook as moeders in ons kinders se lewe, in elke area van hulle lewe? Beweeg ons onder die wolkkolom en onder die vuurkolom in gehoorsaamheid, soos die Here ook in ons lewens funksioneer. En ons kan hier in ag neem, dat die fokus in Hooglied is nie op die vaders nie, want die vaders is die persone wat veronderstel is om die raadgewers te wees, by die stadse hekke wat die wysheidsgeskrifte daar sou toepas. So hier is die fokus eerder op die rol van die koning en van die moeder, wat 'n rol hulle speel. Dis baie interessant, né? En dit is wat dit so opwindend maak om hierdie boek te interpreteer in die vorm van 'n gedig, want daardeur kan ons elkeen vir ons self gaan vra, wat openbaar die Heilige Gees vir ons hier, en in terme van die toepassing daarvan in jou lewe. So ons sien, die tema was hier in hierdie eerste gedeelte, waar sy dan gepraat het, ons kan dit dan noem die eerste versie, was die ontmoeting met haar koning, en ons sien hoe dit ontwikkel uit 'n woestynposisie, na die posisie van die hoogtepunt, die teenwoordigheid van die koning. En dit herinner ons aan Hooglied 1 vers 2, die koning se tafelposisie, né? Waar sy ver was, en hoe sy tussen die herders was, en in die wingerd was, en eventueel eindig sy aan die koning se tafel. En hier was sy in die woestyn, en sy eindig in hierdie plek, waar sy nou voor die koning se draagstoel staan. En ons gaan dan in die volgende gedeelte kyk, hoe ontwikkel dit nou verder na haar bruidegom se ontmoeting. Maar wat vir ons uitstaan in haar ontmoeting, is sy's baie gefokus op al die eksterne goed van die stoel en die omgewing rondom haar. Weereens in kontras met hoe ons nou gaan sien, haar bruidegom dit beleef. So die volgende gedeelte, soos ek reeds genoem het, ons kan dit dan noem die volgende vers in hierdie derde gedig, is Hooglied 4, vers 1 tot 5, 10, waar die manlike persoon dan praat. En hou die volgende gedagte in hierdie gedeelte. In vers 1 tot 5 beskryf hy haar in detail. En let op die metafore in hierdie gedeelte, uit die oogpunt van 'n herder, maar ook uit die oogpunt van 'n Joodse huweliksnag. En dis hoekom dit so belangrik is,
dat ons stabiele interpretasie moet hê, want indien ons dit sou geïnterpreteer het as 'n storie oor Salomo en sy bruid, dan sou hierdie metafore vir ons nou 'n bietjie moeilik sin gemaak het, want hy gebruik die metafore van 'n herder. En met ander woorde, hierdie bruidegom is 'n herder, en Salomo was nooit in sy lewe 'n herder nie. Hy het in die koningshuis groot geword. Sy pa Dawid was 'n herder, maar nie hy nie, né? En weer eens wat vir ons nou in hierdie volgende gedeelte gaan uitstaan, is die kontras. Sy sien hom as 'n koning, en sy vergelyk hom met Salomo se pragt en praal as sy haar bruidegom ontmoet. Maar hy sien haar in eenvoud deur die oë van haar geliefde vir wie sy is, en hy kyk na haar met hierdie absolute liefde, en alles aan haar is net mooi. En dit is een van die beste voorbeelde vir ons, dat in Hooglied poëties gelees moet word, en nie letterlik nie. En dan sien ons, hy noem haar sy bruid aan die einde van die gedeelte in Hooglied 4 vers 8, so ons kan aanvaar dat hierdie 'n beskrywing was van sy belewenis van hulle huweliksnag. En ons weet, in die Joodse huweliksnag is die huwelik dan voltrek, waar daar dan na seksuele omgang die bruidegom bevind het dat die bruid 'n maagd was, en dit was dan 'n verbond wat tussen hulle gesluit was, 'n bloedverbond, wat dan so sou gebly het, tot die dood hulle dan nou sou skei. So as ons al hierdie elemente in ons agterkop hou, terwyl ons die volgende gedeelte gaan lees, vers 1 tot 15 van hoofstuk 4, dan maak dit vir ons meer sin. Andersins, as ons dit nie in ons agterkop hou nie, dan lyk dit vir ons na 'n absurde metafoor met diep seksuele ondertone, waarvan ons dan die belewenis het, dat dit hoort nie in die Bybel nie. En dis dan wanneer daar allerhande vreemde interpretasies toegepas word, net om dit te maak werk. Hy begin dan deur te sê, hoe mooi is u tog, my vriendin, hoe mooi is u tog, u oë soos duwe deur u sluier heen, u hare is soos 'n kudde bokke, wat van die gebergte van Gilead afgolf. En hierdie hele beskrywing van haar is absoluut uit die oogpunt van 'n herder, né? En hy begin en hy noem haar sy vriendin. En die Afrikaanse vertaling is hier bietjie gebrekkig, in Engels word dit vertaal met my love. In Hebreëus is dit die woord raya, en dit is so bietjie dieper en mooier as net om iemand 'n vriendin te noem. So ons kan dit in aanmerking neem. Die volgende is dan, hy kyk haar diep in haar oë. Let wel die kontras van hoe kyk hy haar in haar oë, terwyl in die vorige gedeelte kyk sy na hom op hierdie draagstoel. Sy kyk na hoe hy arriveer, terwyl sy fokus is uit en uit hier net op haar as 'n persoon. Hy sien haar oë soos duwe, Hooglied 1 vers 15, het hy dit ook so genoem, opreg, onskuldig. Dit dui op die verbondsprys wat betaal is. Ons het reeds in lesing 4 daarna gekyk. Met ander woorde, hy kyk haar diep in haar siel. By Ligpunt, by die woordskool, het een van die dames, toe ons hierdie gedeelte gedoen het, my daarop gewys, dat 'n duif het 'n enkel visie. Met ander woorde, 'n duif sien net vorentoe. Dis amper soos tonnelvisie, né? En hierdie man het soos tonnelvisie. Hy soos 'n duif, hy sien net haar oë. En dan gebruik hy verder hierdie woorde, deur u sluier heen. Met ander woorde, dit dui op die troue. Hier staan hulle nou, is hierdie oomblik wat hy voor haar staan. Hulle is nog nie in die slaapkamer nie, maar let wel, hoe sien hy klaar haar perfektheid, né? En deur hierdie sluier is dit wat hy sien. Hy sien haar oë, en dan sien hy haar hare is soos 'n kudde bokke. En let wel, nie wilde bokke, soos wat ons gesien het, die gemsbokke en die takbokke nie, maar bokke wat pragtig deur hulle herder versorg word en geskeer word. Dit is soos hierdie hare van haar lyk. Met ander woorde, nie verwaarloos nie. Perfek versorg deur die herder, wat dan van die gebergte van Gilead afvolg. Nou hierdie
is 'n foto van min of meer die gedeelte in Israel van die gebergte van Gilead, waar jy dan sal sien hoe gegolf die area is, en dit is hierdie vergelyking wat hy van gehad het. En wanneer 'n herder dan in die tyd wat dit in die woestyn van Judea, wat dan meer na die suide van Israel is, 'n sekere tyd van die jaar, as daar nie meer kos was nie, hulle skape dan meer noord getrek het, sou hulle in die gebergte van Gilead gekom het, en daar sou kos gewees het, en daarom is hierdie beeld dan vir hom so mooi oor haar, en vergelyk hy haar in hierdie ontmoeting dan daarmee. So dis hoe hy haar sien, hierdie oomblik deur haar sluier heen. Dis soos die Here ons ook gesien het, né? Nog voordat ons by hom uitgekom het, nog voordat die sluier gelig is deur wedergeboorte en die werking van die Heilige Gees in ons lewe, het hy ons gesien, mooi, opreg, soos 'n duif, en alles aan ons was vir hom mooi, soos dit in Jesus Christus geskape was in die skepping. Ons gaan dan verder in vers 2, en hy hou haar aan beskryf, hy sê, die tande is soos 'n kudde pasgeskeerde skape. Sien julle weer, wat na die drinkplek toe kom, die beeld van 'n herder, met ander woorde, hierdie tande van haar is perfek, almal het tweelinge, in die klas het ek verduidelik, jou tande is soos tweelinge, as jy in die spieël gaan kyk, jou 2 voortande in die middel is presies dieselfde, die 2 tande langs hulle, ook presies dieselfde, met ander woorde, die patroon herhaal van jou tande, né? Stel jou voor, as jou 2 voortande in die middel van jou mond nie 'n tweeling was nie, en een lyk totaal anders as die ander ene, dan sou dit bietjie vreemd gelyk het en sou jy iets daaraan wou doen. So hy kom en sê, sy is absoluut perfek. Haar tande lyk soos hierdie wit geskeerde skape, wat tweelinge het, en geen een van hulle is sonder 'n lam nie. Met ander woorde, hulle is absoluut perfek. Sien julle die konteks van die herder? Hoe kyk hy hier uit die konteks van 'n herder dan na haar? Dan vers 3 sê hy, die lippe is soos 'n skarlakenband. Dit is 'n tema waar baie meer kan uitgebrei word. Dis 'n rooi lint, met ander woorde. En hierdie lint herinner ons aan Rahab, wat in Jerigo die rooi tou uitgegooi het, en hulle het vir haar genade bewys. En hy sê, die mond is lieflik, die slape is soos 'n granaatskyf deur die sluier heen. Met ander woorde, die slape hier aan die kant van haar gesig is al wat oop is. En hierdie hele versie hier is die onderliggende tema rooi. Met ander woorde, dit herinner ons daaraan dat die bloed van die lam, hierdie rooi, hierdie absolute perfekte rooi. En dan gaan hy verder, en dan sê hy in vers 4, u hals, met ander woorde, u nek, is soos die Dawidstoring. En ek gaan nou verder lees, gebou met muurkranse waar die duisende skilde hang, almal skilde van die helde. En ons is nie presies seker hoe het die Dawidstoring gelyk en wat was die betekenis daarvan in die tyd van die wysheidsgeskrifte nie. Maar moontlik was dit soos 'n plek waar trofees van oorwinning gehang het. In Esegiel 27 vers 10 tot 11 sien ons in Tarsis, wat hulle Arabiese bure was, wat Israel se Arabiese bure was daar 'n toring waar die koning dan hierdie skilde gehang het. En wat hulle dan nou sou gedoen het, is wanneer hulle vyand oorwin het, soos Dawid met Goliat gedoen het, het hulle Goliat se wapenrusting gevat en hulle dit op gaan hang in die paleis as 'n motivering. Dis amper soos 'n trofeekamer as ons vandag nog by skool kom en al die rugbyspelers se truie hang daar wat geteken is deur oud skooliere van daai skool wat dalk dan nou springbokke sou geword het of iets van die aard. Dis dieselfde konsep hier dat haar hals is vir hom soos hierdie Dawidstoring. En met ander woorde, dit herinner hom aan al die uitdagings wat hulle moes oorkom, en elke kettingkie, elke uitdaging was dan soos 'n kettingkie, soos 'n skild om haar nek gehang, om hulle te herinner, hoe het die 2 van hulle dan hierdie oorwinning behaal. Is hierdie vergelyking met die juwele in
Hooglied 1 vers 10, wat ons dan in die vorige gedig, die heel eerste gedig gesien het, elke keer wat hulle al hierdie uitdagings oorwin het, né? En ons sien dan hier op hierdie skyfie, is 'n skyfie van vandag in die huidige Jerusalem, en dit is hoe die Dawidstoring dan vandag in Jerusalem sou lyk. Maar hierdie toring is dan nou gebou in die tyd van Herodes, met ander woorde in die tyd van die Here Jesus. Dit is meer as 1000 jaar na die tyd van die wysheidsgeskrifte. Maar hoe dit ook al sy, vandag nog in die Joodse kultuur staan hierdie toring bokant die stadsmuur uit. Hierdie toring is by die Jaffa hek in Jerusalem in die muur in. Die Jaffa hek is ongeveer hier agter hierdie bome, as ek vir julle so met die kursortjie kan aandui. En as jy dan hier ingekom het, en kom jy deur so poort, so klein plein, en dan staan hierdie toring hier. Maar wat belangrik is dat as jy in Jerusalem is, en jy kyk na die ou stad, sou jy hierdie toring sien wat uitstaan, wat jou daaraan herinner het, hoeveel vyande moes koning Dawid oorwin het, om van Israel 'n volk te maak. So dit herinner ons daaraan, dat ons almal het baie vyande, ons almal het baie uitdagings wat ons moet oorwin, ten einde op 'n plek te kom, waar jy in 'n intieme verhouding kan wees met iemand, soos wat hierdie bruidegom dan nou hier met sy bruid is, en dit is waarom hy dan hierdie metafoor gebruik. In die volgende sien ons dan hoe sy ontmoeting met haar al hoe intenser en intenser word, waar hy dan net nou nog na haar gekyk het deur die sluiers heen, is hierdie nou, die sluier is gelig. Hy beskryf hier haar 2 borste in vers 5, met ander woorde, sy staan naak voor hom, en weer eens gebruik hy hierdie beeld van 'n herder, die 2 lammers, die tweelinge van 'n gemsbok, so met ander woorde, weer hierdie perfekte balans, hierdie soos die tweelinge, en die lammers is dan wit, die gemsbok 'n bietjie donkerder bruin. Ek gaan die res aan jou verbeelding oorlaat, in hierdie vergelyking dan van hom, maar wat belangrik is wat onder die lelies wy, en dit is hoekom hier op die skermpie 'n foto van 'n lelie is. Die sentrale gedagte wat hier na vore kom is, vir 'n herder is sy vir hom ongelooflik mooi. Sy intense belewenis van haar skoonheid. Met ander woorde, die oomblik as hy dan in hierdie fisiese verhouding kom waar sy naak hier voor hom staan, is dit die gevolgtrekking waartoe hy kom. Hy is soos 'n herder, hy wy tussen die lelies. Hy is op hierdie plek waar hy by hierdie vrou is, wat vir hom absoluut rein en skoon is, né? En ons sien hier in hierdie vergelyking wat hy dan met haar weer tref, hierdie kontras. As hy voor haar staan, is sy vir hom so mooi en so skoon soos 'n lelie, waar sy beskryf hierdie aardse beeld van koning Salomo op sy stoel. Maar as jy dan in gedagte hou, dat sy is besig om die ark en in die allerheiligste te beskryf, dan kom hierdie 2 beelde in hulle ontmoeting by mekaar. Hy gaan dan aan en hy sê, totdat die aandwind waai en die skaduwees vlug, sal ek na die Mirreberg toe gaan. En hierdie Mirreberg is die Tempelberg, met ander woorde, dis die plek waarop koning Salomo dan die ark kom neersit het, toe hy die tabernakel vervang het met die tempel, waar die wierookaltaar dan uitgaan, en na die wierookheuwel toe. En dit dui op sy hoogtepunt, sy diepste, intense ervaring van intimiteit met haar. In hierdie wierookheuwel, in hierdie Mirreberg, het die hoëpriester die Here ontmoet, van aangesig tot aangesig. En hierdie 2 is op hierdie selfde plek, hier waar hulle huweliksbevestiging doen,
ontmoet hulle mekaar van aangesig tot aangesig. En dit is hierdie goddelike ontmoeting. Nie net 'n seksuele ontmoeting nie, maar 'n goddelike, 'n diep, intieme ontmoeting. En sy gevolgtrekking is dan in vers 7. Hy sê, alles is mooi aan u, my vriendin, en daar's geen gebrek nie. Met ander woorde, in die vorige gedigte het ons gesien hoe sy na haarself gekyk het as besoedeld. Sy's te bruin gebrand, sy's by die moeder, sy's in die stad, maar hy kom en hy sê, hier's geen spot op haar nie, in teenstelling met hoe sy haarself gesien het as gebrekkig, né? En dit is sy gevolgtrekking waartoe hy gekom het na hierdie intieme ontmoeting met haar. En dit is die gevolgtrekking waartoe ons ook baie keer kom as ons 'n diep intieme ontmoeting met die Here het. Ons is so gefokus op alles wat ons verkeerd doen, dat in daardie ontmoeting kom wys die Here vir ons dat sy seun ons skoon gewas het soos 'n lelie, en hy kyk nie na ons deur dieselfde oë as wat ons na onsself kyk nie. En dan gaan hy aan in vers 8, en vers 8 tot 11 is eintlik dan die resultaat na hierdie huweliksnag tussen hom en sy bruid, né? So ons sien hoe hierdie gedeelte in vers 1 begin, waar hy voor haar staan met die sluier, hoe dit dan intensifiseer, vers 4 tot 7, wat dan hulle huweliksnag is, en dan nou die resultaat hiervan wat so mooi is. Dan kom hy in vers 8 en hy sê, saam met my van die Libanon af, kom. Met ander woorde van hierdie hoogtepunt af. Hulle is in hierdie euforia na hierdie huweliksnag, nou op hierdie intieme fisiese, emosionele en geestelike hoogtepunt, en nou sê hy vir haar, kom saam met my van hierdie hoogtepunt af, hierdie Libanon wat die hoogste berg is, trek af van die top van Amana af, dit is 'n berg, piek in die Libanon naby Damaskus, en dan praat hy van nog 'n top, die top van Senir, dis ook een van Libanonse gebergte, en dan ook die een van die hoogtepunte in die Libanonberg, dan die Hermon, wat dan in Israel se grondplek lê, en dan kom hy, grondgebied lê, ekskuus tog, en dan die Hermon is hierdie plek, waar die sneeu in die winter val, en dan smel dit in die somer deur die krake van die berg, en aan die onderkant van die berg, vorm dit dan fonteine waaruit die Jordaanrivier ontspring. Maar kyk net hoe is sy manlikheid so mooi bevestig, na hierdie huweliksnag van hom, waar hy sy bruid bevind het, as soos 'n skoon lelie, die een wat net reg is vir hom. Hy voel soos 'n leeu, hy voel soos 'n luiperd. Met ander woorde, hy vergelyk homself met die beste en die grootste van die roofdiere. Sien julle hoe is sy manlikheid bevestig deurdat hy in die wil van die Here is. En dan gaan hy verder, en hy sê, jy het my hart gesteel, my susters bruid, jy het my hart gesteel met een straal van die oë, met een kettingkie van die halssieraad. En let wel, in teenstelling met Hooglied 1 vers 10, was sy behang met hierdie klomp juwele om haar nek, né? Soos wat die koning se vrouens gehad het, klomp vrouens, klomp juwele om haar nek, maar om hare is hierdie een kettingkie. Met ander woorde, net hy is haar bruidegom, hierdie eksklusiwiteit tussen hom en haar. Met ander woorde, hy is die een held wat vir haar geval het. As ons dit terugvat na die metafoor van die Dawidstoring, waar al die skilde gehang het, soos 'n kettingkie om haar nek, is hy die een held wat vir haar geval het. In Afrikaans kry ons mos daardie spreekwoord, al die dapper helde val een of ander tyd as ons die jong manne terg, as hulle so verlief is en hulle gaan trou, en hierdie vers herinner ons dan daaraan. En dan gaan hy aan en hy sê in vers 10, hoe skoon is u liefde, my susters bruid, hoeveel beter is die liefde as wyn en die geur van u salf as speserye. En onthou nou, onheilige salfolie mag nie gebruik geword het in die tempel nie. So hy kom hier en hy verklaar, haar
haar olie is skoon. Haar liefde is soos olie wat gebruik word in die tempel. Wanneer hierdie skoon heilige olie gebruik is by die wierookaltaar, het dit opgegaan na die Here toe in die vorm van die gebede van die heiliges, né? En dan is dit aanvaar voor die Here en hy vergelyk haar liefde hiermee. Dis beter as wyn en die geur van hierdie olie, hierdie geur van hierdie liefde van haar. En dan vers 11 gaan hy verder en dan sê hy, en heuningstroop drup van u liefde af, my bruid heuning en melk. En sien julle hierdie beeld van die land van melk en heuning, die beloofde land, waar die Israeliete in gekom het nadat hulle 40 jaar in die woestyn was, en dit sluit aan by Hooglied 4 vers 1 waar ons begin het. Sy was vir hom, haar tyd sonder hom was vir haar asof sy in 'n woestyn was, en toe sy hom sien nader kom, was haar belewenis, dis soos die wolkkolom en die vuurkolom wat nader kom, en hy sluit nou hierby aan. Hy sê die tyd sonder haar was vir hom soos om in die plek te wees waar hy nie in die land van melk en heuning was nie, en nou is hy in die land van melk en heuning, met ander woorde, in die belofte wat die Here vir hom gehad het. Met ander woorde, dit sluit aan by hierdie tema in Hooglied van die hoop wat die Here vir ons altyd gee, dat daar 'n land van melk en heuning is, dat daar 'n tuin van Eden posisie is. En hy gaan nou hier en hy sê, hoe hy dit beleef, en hy beskryf haar as, haar lippe is vir hom soos heuning en melk, dis onder sy tong, die geur van die klere soos die geur van die Libanon. So, hy het nou hierdie intense sintuiglike belewenis van hoe hy haar beleef, wat ons dan gesien het, sy van hom gehad het in Hooglied 2 vers 3, toe sy gesê het, sy proe hom teen haar verhemelte. En wat vir my so mooi is van hierdie beeld, is hoe ons sien dat hulle aparte belewenisse het, en soos wat hierdie ontmoeting dan aangaan, dan raak hulle belewenisse al hoe meer dieselfde. Dit kom in lyn met mekaar, met ander woorde, hy proe haar letterlik, soos wat sy hom geproe het. Hy praat dan verder, en hierdie is verder dan die resultaat van sy huweliksbevestiging met sy bruid. Hy sê dan in vers 12, my susters bruid is vir my soos 'n geslote tuin. Met ander woorde, 'n tuin van Eden, 'n tuin waarin net hy kon inkom, né? 'n geslote bron, 'n verseelde fontein, en dit is 'n metafoor van haar maagdelikheid dan, wat hy dan hier beskryf, né? Wat dan so belangrik was in die Joodse konteks, soos wat ek dan reeds verduidelik het. Met ander woorde, die eksklusiwiteit van hierdie verhouding. En dit dui ook daarop, dat ons eksklusief net die Here as ons verlosser en ons saligmaker kan hê, nie enige iets anders nie. En daarom dan, as ons in hierdie geestelike posisie is, dan is dit soos 'n verseelde fontein, en dan dit wat uit hierdie fontein uitvloei, maak dat ons dit het wat die konings het, al is ons nie konings nie. En dis wat hy hier beleef. Hy is nie 'n koning nie, hy is net 'n herder, maar ons sien nou die resultaat van sy ontdekking en sy toegang tot hierdie bruid van hom as 'n geslote tuin of 'n verseelde fontein, bring hom op hierdie plek. In vers 13, die spruite is soos 'n park van granate, en hierdie park van granate dui op die parke wat koning Salomo gehad het, wat vol granaatbome was. En dit vat ons terug na die beeld van die priester se kleed in die tempel, waar aan die onderkant daarvan was 'n klokkie en 'n granaat in Eksodus 28. En hy sê dan, in hierdie park is dit so mooi, hier is kostelike vrugte, henna-blomme met nardus, en die feit dat hy dan die nardus hier gebruik, dui dan op hierdie koningsposisie, want net die konings kon nardusolie bekostig het. En dit herhaal dan ook dit wat sy beleef het in Hooglied 1 vers 14. Hy gaan dan aan in vers 14 van Hooglied 4, sy is vir hom soos nardus en saffraan.
En weet julle weer eens soos in Hooglied 1 vers 12, was dit die eerste keer in die Bybel waar ons die eerste keer van die Bybel van Nardus gelees het, lees ons die eerste keer hier van saffraan. So met ander woorde, dis iets niets. Dis deel daarvan dat hierdie belewenis van koning Salomo het die volk op, as ek die Engels kan gebruik, 'n next level gebring, 'n volgende vlak van goed wat hulle nie geken het nie. Maar die volgende, kalmoes en kaneel, is wel bekend. So nardus en saffraan is soos die tempel van koning Salomo. Kalmoes en kaneel was in die tabernakelspeserye wat gebruik is in hierdie heilige wierookmengsel op die wierookaltaar, Eksodus 30, né? Maar nardus en saffraan is iets wat net gebruik is in die koningshuise van die ooste en wat nou ook hier in koning Salomo se huis gebruik is, waaruit die wysheidsgeskrifte dan vloei. Met ander woorde, dis 'n beeld vir ons van hoe die Here dan beweeg van heerlikheid tot heerlikheid. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê dit vir ons, die Here beweeg altyd in 'n plek van heerlikheid tot heerlikheid, né? Intenser en intenser, né? Ons gaan dit sien aan die einde, wanneer die Here Jesus weerkom om ons almal te kom haal. Die Ou Testament was net 'n profesie van die Messias wat sou kom, die evangelies, die Messias wat wel sou gekom het, en dan daarna die tydperk van die kerk hier op aarde, en dan die Here Jesus wat sy kerk kom haal. En dis dieselfde beeld wat nou hier gebruik word. Daar was eers net 'n tabernakel, waar kalmoes en kaneel gebruik is, maar later het Israel 'n koning gekry. By die koning is daar nardus en saffraan gebruik, en hierdie koning bou dan 'n tempel op die berg. Met ander woorde, dit word net beter en beter. Met allerhande, as ons dan verder sou lees in vers 14, met allerhande wierookstruike en mirre. En hierdie is nou weer vir ons belangrik. Hier in hierdie koninklike beeld, uit die bloute, gebruik hy hierdie volgende 2 krye, mirre en alwee. En dan met allerhande kostelike speserye. Maar hy haal spesifiek mirre en alwee of alwyn dan uit. En ons sien ook dit herhaal in die Nuwe Testament met Jesus se geboorte. Die wyse manne het vir hom wierook en mirre gebring en 'n goud. Die goud en die wierook, die goud dui op die koninklike element van die Here Jesus, die wierook die goddelike, maar die mirre ook op die swaar kry, sy kruisiging. Want mirre is bitter krye, dis die bitter gedeelte wat die Here Jesus hier op aarde gehad het aan sy kruisiging. Met ander woorde, daar's goddelike aanbidding, maar ook uitdaging. Sien julle weer eens die tema van kontras wat gebruik word as 'n poëtiese meganisme om vir ons sekere goed uit te lig. En in Markus 15 vers 23 sien ons dit kom in vervulling wanneer die Jesus mirre gegee word om te drink aan die kruis en hy neem dit nie. En dis interessant, in Johannes 19 vers 39 kom Nikodemus, wat 'n fariseer en 'n skrifgeleerde was, kom hy in die nag na die Here Jesus toe, né? Om by die Here Jesus te kom vra, hoe werk hierdie dan nou? Is Jesus die seun van God? En die Here Jesus verduidelik dan vir hom in hierdie stuk, wat is wedergeboorte? En wat Nikodemus dan vir die Here Jesus bring, is 'n mengsel van mirre en alwee. Omtrent 100 pond in gewig, dit moes ontsettend baie gekos het. En ons sien, in die Nuwe Testament het die vrou die Here Jesus gesalf met nardusolie, maar Nikodemus bring vir Jesus 'n mengsel van mirre en alwee. En eintlik kom verklaar Nikodemus hier as 'n skrifgeleerde, dat wanneer hy dan na die Here Jesus toe kom, dat as Jesus die seun van God is, dan gaan daar vir hom 'n bitter moeilike tyd voorlê, want die Joodse fariseërs en Sadduseërs gaan die Here Jesus dan kruisig, omdat hulle hom dan beskou as iemand wat godslastering pleeg, en dan gaan hy mirre en alwee nodig hê, want dit is wat gebruik is om iemand se lijk te balsem, as hulle hom dan doodgemaak het, of gekruisig het. So wat hy dan hier vir sy bruid sê in vers 14 is, terselfdertyd is my belewenis met jou, uit my belewenis met jou, kry ek voeding. Daar's granate in hierdie paar kostelike vrugte.
Ek word gesalf as 'n koning, jy erken my as 'n koning, nardus en saffraan. Ek het 'n ontmoeting, 'n goddelike ontmoeting, kalmoes en kaneel, soos op die wierookaltaar. Maar hier is ook 'n element van mirre en alwee in ons verhoudings. En weet julle, dit is eintlik waar in ons verhoudings met alle mense. Geen verhouding, ook nie ons verhouding met die Here nie. Veral wanneer die Here ons 'n opdrag gee, is altyd net nardus en saffraan. Net altyd kostelike vrugte en vol granate en hennablomme. Nee, daar's tye wat daar werklik waar mirre en alwee in ons lewens ook is. Dis die realiteit van die lewe. En dit stop nie hier nie. Vers 15 is dan so mooi. Hierdie verhouding, uit hierdie tuinposisie dan van haar, vloei daar dan lewe. En hy sê in vers 15, U is 'n fontein van die tuine, 'n put met lewende water wat van die Libanon afvloei. En weet julle, as ons dan die wysheidsgeskrifte van Spreuke hier in ag neem wat ek aangehaal het, dan sien ons dat die vrees van die Here is 'n fontein van lewe. Met ander woorde, hierdie beeld herhaal in Spreuke, wanneer hierdie skrywers van Hooglied skryf, dan gebruik hulle hierdie beelde in Spreuke ook. En Spreuke 13 vers 14 sê dan, die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood te ontwyk. En dan kom hy in Spreuke 5 vers 18 en hy sê, mag jou fontein geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Met ander woorde, al hierdie beelde dui daarop dat hierdie vrou is vir hom, as hy in hierdie tuin van Eden ingaan met haar, in hierdie tuinposisie daarvan ingaan met haar, is sy vir hom voeding, sy's granate, sy's vrugte, sy laat hom soos 'n koning voel, nardus en saffraan. Hy is bewus daarvan, daar so tikkie bitterheid en alwee, uitdagings in die lewe, maar uit dit uit, 'n vrou wat die vrees van die Here het, Spreuke 14 vers 27, gee jou onderrig en wysheid, en sy word vir jou 'n fontein. En uit die res van die geskrifte in Spreuke sien ons, dat 'n vrou wat 'n man in oorspel en uitlok, word vir hom 'n bron van die dood, in plaas van 'n bron van die lewe, soos wat 'n vrou probeer wees. En ek wil hierby terugverwys na koning Salomo se moeder. Met ander woorde, sy was vir haar kind 'n bron van lewe, wanneer sy hom laat bekrans, met ander woorde, hom laat kroon as koning. En kyk wat is hierdie vrou se invloed op haar man. Let wel, hy is vir haar so Salomo se 60 helde om haar. Hy beskerm haar. Hy hou haar veilig. Maar in sy ontmoeting met hom, in sy ontmoeting met haar, is sy vir hom soos 'n fontein van die lewe, waaruit hy dan hierdie ontmoeting het. En dit sluit dan vir ons aan by die ander wysheidsgeskrifte, in Psalm 36 vers 10 en 68 vers 27, wat albei wysheidsgeskrifte is, of dan lofliedere in die vorm van die psalms van Dawid, waar hy dan ook die tema van hierdie fontein gebruik, waar hy sê, by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. En dan vers 27 van Psalm 68, loof God die Here in die vergaderinge, julle wat is uit die fontein van Israel. Met ander woorde, dat in hierdie verhouding met die Here, is daar hierdie element, dat die Here vir ons dan die fontein van die lewe is. In hierdie skyfie is 'n fotootjie, wat ons dan in 'n park geneem het, net onderkant die fonteine wat uitmond in die Hermonberg, in 2017, Mei maand, toe ons daar besoek het, en dan loop hierdie fonteine uit die Hermonberg uit, waarvan ek vir julle in die vorige skyfies foto's gewys het, as daai sneeu smelt, dan mond dit in hierdie fonteine uit, en dan loop dit in hierdie klowe af, en dan word dit die bron van die Jordaanrivier,
waaruit die hele landboubedryf van Israel dan funksioneer, waaruit hulle drinkwater kom, vandag dalk minder as duisende jare gelede, toe daar nog nie die tegnologie was nie, maar was die Jordaanrivier absoluut die fontein van lewe, die lewensaar van water vir Israel. En as ons dan in hierdie verbondsverhouding is met hierdie lewensmaat van ons, of dan in hierdie verhouding met die Here, as jy dit dan verder vat in hierdie metafoor, dan is dit hierdie fontein van die lewe. So, jy kan vir 'n oomblik stil staan en gaan reflekteer. Wat is die bron van die fontein in jou lewe? Is dit jouself, jou eie vermoëns, dalk finansies, dalk jou liggaamse kragte, dalk ander goed in jou lewe waarop jy staat maak? Maar hierdie fontein moet uit die verbond uitvloei. Eers wanneer die verbond in plek is, dan vloei hierdie fontein uit hierdie tuin uit. Ek sluit dan hierdie lesing af met Hooglied 4 vers 16 en Hooglied 5 vers 1. Vers 16 praat sy, vers 1 praat hy, en dit vorm dan die kern van die boek. Volgende week in die volgende lesing kyk ons verder hierna uit die letterkundige patroon uit. En mens kan na vele elemente in hierdie 2 kernverse gaan kyk. Maar in hierdie lesing is dit die einde van hierdie ontmoeting dan tussen hierdie 2, met ander woorde die bevestiging van hulle huwelik na hierdie huweliksnag. En hier wil ek, soos met die res van die lesing, waar die woorde mirre en balsem uitgestaan het, in die begin van die lesing het ek julle daarop gewys, wil ek hier op beklemtoon lê. Volgende week gaan ons kyk na ander elemente hier, maar hier wil ek op hierdie 2 elemente beklemtoning lê. Want balsem is 'n simbool van die dood. Met ander woorde, in hierdie huweliksverbond is die hoogtepunt van hierdie huweliksverbond nie die huweliksnag nie. Die huweliksnag is die sluiting van hierdie huweliksverbond. Maar die hoogtepunt van 'n huweliksverbond is as 2 mense saam kon oud geword het. Met ander woorde, hulle het by mekaar gebly tot die dood hulle geskei het. En dit is wat ons sien in hierdie 2 verse. Sy sê dan, word wakker noordewind en kom suidewind, deurwaai my tuin. Met ander woorde, al die uitdagings wat oor haar pad gaan kom, al hierdie mirre oomblikke, ten spyte van die ander mooi oomblikke ook, al hierdie uitdagings wat sy nou al beleef het, in plaas daarvan dat sy haar nou jammer kry vir hierdie uitdagings wat oor haar pad gekom het, soos wat ons in die vorige gedigte gesien het, het haar uitkykpunt verander, en sy nooi nou letterlik hierdie uitdagings uit, om oor haar pad te kom. Hoekom? Want sy is nou in 'n verbond met hierdie geliefde van haar. Die verbond is bevestig. Daarom het sy hierdie boldness, as ek die Engelse woord kan gebruik, om hierdie uitdagings uit te nooi. En dan sê sy, uit hierdie uitdagings laat sy balsemgeure uitvloei. Met ander woorde, dit wat dit vir ons moeilik maak om te hou in 'n verbond tot aan die einde. Maar uit daai uitdagings, Romeine 8:28, alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. Uit daai uitdagings uit, vloei die balsemgeure, vloei die diep, intense emosies wat daar in hierdie verbondsverhouding is. Dan sê sy, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Met ander woorde, bly in die tuinposisie. Bly dit doen wat die Here vir jou gegee het, soos die Here jou geskape het. Uit hierdie tuin van haar voed sy hierdie verbondsverhouding wat sy met haar geliefde het. En sy reaksie is dan, hy sê, ek het in my tuin gekom, my sustersbruid, met ander woorde die tuin van Eden, sustersbruid, hy altyd vir ons op die tuinposisie, ek het my mirre met my balsem gepluk.
So met ander woorde, hy sê, ek het my uitdagings gevat, die mirre, en my balsem. Met ander woorde, my belofte, my verbondsbelofte, dat die Here ons twee by mekaar sal hou, tot op die einde. En ek het geëet van my heuningkoek met my heuning. Ek het gedrink my wyn met melk. Eet vriende, drink en word dronk bemindes. Die res van hierdie skrifgedeelte gaan ons in die volgende lesing weer bespreek. Maar ek hoop julle sien hier die eindproduk raak van wanneer hierdie twee persone deur hierdie huweliksnag hulle verbond bevestig, hulle verbond sluit. Met ander woorde, uit haar maagdelikheid, wanneer daardie bloedvloeiing plaasvind, dui dit op die kruisiging van die Here Jesus, want uit sy bloed wat gevloei is, as jy dit in die analogie interpretasie sien, word daar 'n verbond tussen ons en God gesluit. En ons moet in hierdie verbond bly, tot op die einde toe, totdat die balsemingsproses plaasvind, met ander woorde, die dood, 'n begrafnis. So die belangrikste van hierdie verbondsverhouding, wat in hierdie tuin van Eden opgesluit lê, is nie net 'n oomblik van liggaamlike ekstase, emosionele ekstase nie. Nee, dis 'n hele lewe, 'n pad wat jy saam met iemand stap, 'n pad wat jy saam met die Here stap. Langs hierdie pad is daar uitdagings, mirre oomblikke, alweer oomblikke, oomblikke waar daar kostelike vrugte is om te eet, oomblikke waar daar heuning is om te eet, maar ook oomblikke wanneer die noordewind en die suidewind waai. Maar die belangrikste is, dit sal hou, tot op die dag wanneer die balsemgeure vloei, want jy word gevoed uit die regte fontein uit. Mag die Here deur hierdie gedeelte in Hooglied, deur hierdie pragtige metafore met jou praat, sodat jy ook sal hoor, wat is hierin opgesluit vir jou, deur die werking van die Heilige Gees. In Jesus naam, Amen.